Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Donderdag, 29 Mei. En die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Kolossense 1, vers 15 tot 20 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in hierdie oomblik stil te word. Draai intentioneel na die Here toe. Haal dieper, stadiger asem en skuif die dinge wat jou aandag trek vir 'n oomblik opsy. Kom rus in die teenwoordigheid van Christus, die een in wie alles bymekaar gehou word. Die gedig van Johan Silje, Beeld, nooi ons dieper die stilte in. U is spokend alle beelde wat ek van u bou, dieper as die dogma wat ek so vlytig voorhou, ruimer as die regte wat ek so koestig vanaf die kansel proklameer, patenteer, verkwansel, tog klein genoeg om te pas in 'n krib. U is. Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Hierdie teks voel amper soos 'n lied. Woorde wat al hoe groter word hoe langer jy daarby stil staan. Hy is die beeld van die onsigbare God. Nie net iemand wat oor God praat nie, maar die een in wie God sigbaar word. Wanneer ons na Christus kyk, kyk ons na die hart van God. En dan word hierdie visie nog groter. Alles is deur hom geskep, alles. Die sigbare en die onsigbare. Die dinge wat ons verstaan en die dinge wat ons nie kan verklaar nie. Die wêreld, sê die skrywer, is nie toevallig nie. Dit rus in Christus. Hy is voor alles en hy hou alles in stand. Daar is dae wanneer dit voel asof die wêreld verbrokkel. Waar dit voel asof ons gemeenskap skeur, wanneer ons moeg raak, of dit voel selfs ons lewe uitmekaar val. Maar hierdie teks herinner ons aan 'n dieper waarheid, dat onder alles, deur alles, binne alles, is Christus. Sy teenwoordigheid deurdring alles. En die hoogtepunt van hierdie lied is nie sy mag nie, maar versoening. God besluit om deur Christus vrede te maak. Nie van 'n afstand af nie, en nie deur geweld nie, maar deur die bloed van die kruis. Die een deur wie alles gemaak is dieselfde een wat homself gee om alles te herstel. Die middelpunt van die heelal, sê hierdie teks, is liefde. Ek nooi jou uit om in hierdie poëtiese woorde van Kolossense te bly. Wat doen hierdie woorde aan jou? Wat beteken dit vir jou dat Christus die beeld van die onsigbare God is? Praat in gebed met God hieroor.
Is daar dalk plekke in jou lewe of mense in jou lewe wat tans broos voel? Is daar dalk dinge wat voel asof dit in mekaar tuimel? Hoe hoor jy die belofte hierin, dat Christus alles in stand hou? Dink ook bidend hieroor na. Hoe laat hierdie gedeelte jou dink oor God se verhouding met die wêreld, God se verhouding met die skepping en God se verhouding met jou? Bring die woorde, beelde en gedagtes in gebed voor God. Kom ons bid saam. Christus, beeld van die onsigbare God, hou ook my lewe in stand. Wanneer alles voel asof dit verbrokkel, anker my in die vrede en laat my deel wees van die versoening wat U in hierdie wêreld bring. Amen.